Vanoggend is dit vir ons 'n geweldige groot voorreg om vir Cas en Letitia saam met ons hier te kan hê. Nou Cas is 'n vriend, hy's 'n broer, hy's 'n mentor. Ons het saam gedien en dit het 'n wonderlike voorreg gewees vir ons om saam met Cas hulle pad te kon stap en nog steeds in daai verhouding te mag wees. En so ek dink Cas in die bediening is langer as wat party van ons lewe. So dis vir ons 'n geweldige groot voorreg, Cas, om vanoggend vir jou te kan sê dit wat die Here op jou hart lê. Deel dit asseblief met ons. Cas is van Windhoek en Agape, van die wat nie weet nie, en jy hoor hom baie keer op die radio ook. En so vanoggend is dit 'n wonderlike voorreg. Baie dankie, Cas. Seën vir jou. Okay. Goeiemôre. Hoe gaan dit? Ek sien julle het 'n langdurige winter hier so, as ek nou so luister na die temperature wat nie wil verander nie. En dis my groot voorreg om vanoggend hier te wees en ek bring groete van die Windhoek gemeente, Agape Windhoek gemeente. Ons in hierdie gemeente loop al vir baie jare op pad. En ek dink is nogal iets wat vir my baie kosbaar is, 'n groot voorreg om vanoggend hier te kan staan en hulle sê soos jy ouer word, dan dink 'n mens terug oor die verlede. Jy weet jy ek het altyd gedog, nou sit en luister na my pa, na die oupas, die oumas, hulle praat oor die jare en oor dit en nou is ek ook daar. En dink so 'n bietjie terug oor die verlede baie keer en ek onthou klomp jare terug was daar hierdie ek laat maar sê hierdie geroering in Walvis Bay en daar's hierdie ou met die naam van Willie de Tooy wat al dan goed hier aanvang en hier begin 'n gemeente van uit die moed gehad om op te staan te sê iets moet gebeur. En dit het gebeur. En toe vanoggend die staan en by die Here vra, Here, hoe wil jy hierdie ding doen vanoggend? En is daar as Heilige Gees op my hart druk om te sê, wie van die helde is hier wat sê ons staan op om 'n volgende seisoen te begin vir hierdie gemeente. Iets meer moet gebeur. Deur die Efesiërs gewerk en interessant, hulle sê Efesiërs was 'n gemeente van so 60,000 mense op 'n stadium. Dit beteken dat die hele Walvis Bay was deel van die gemeente. How about you? Jy het gehoor wat Paulus se wens was, wat hy deurgebreek het en deurgebring het en ek wil vanoggend met jou praat oor die koninkryk van God is nie onder aanval nie. En hoe meer ek gedink het oor die geskiedenis van die gemeente en ons gaan begin by Daniël. Wat Daniël is 'n man wat 'n balling was en hy was in Babylon as gevolg van die nonsens wat sy ouers en voorouers gedoen het. So hy kon 'n houding gehad het van ag Here, dit is so jammer, dit is so sleg om hier te wees. Hy kon negatief gewees het, maar hy het gekies om te sê, Here, ek neem my voor om U te eer, U te dien en nie te kompromieer op dit wat U gedoen het, wat ek geleer het as 'n jong man nie. En as gevolg daarvan was daar geweldige seën oor sy lewe en was daar het die Here om krag te gebruik. En hier kom op die einde van sy lewe en hy lees die boek van Jeremia en hy sien hierso staan maar die ballingskap is 70 jaar. En hy besef skielik hy is al 70 jaar in Babylon. En die tyd van ballingskap is verby. Hy neem verantwoordelikheid want hy sê Here, iets moet gebeur. Hy's 'n ou man. Vra verskoning, ek sal hier na 'n hoesie uitpak. Ons het 'n interessante week gehad waar die fan weet ook ou wil kom, daar's iets wat die Here wil doen vanoggend. En skielik raak ek siek en donderdag aand toe ons by bid, toe breek hy siekte. Maar ek het nog so hoesie, so verskoon my asseblief as ek daar 'n blaffie uitpak. En wat gebeur met Daniël is, hy sien in die boeke, hy neem verantwoordelikheid om te sê die droom wat God het vir Israel kan nie stop nie, dit moet gebeur. En hy spring weg en ons ken almal Daniël 9 waar hy begin het 'n sessie doen het, begin bid het, hy bely die sondes van sy ouers, sy voorouers, die goed wat hulle aangevang het. En dink skielik oor die geskiedenis van hierdie gemeente en ek besef daar's plekke wat manne foute gemaak het, goed is skeef geloop. Daar's goed wat vandag sê wat nog gevolg het in die dorp. Maar daar was gevolge van dit wat Israel gedoen het, 70 jaar van ballingskap.
Maar iemand het verantwoordelikheid geneem en sê, dit stop hier. En hy begin bid. Hy sê, Here, ek neem verantwoordelikheid. En vanoggend dat hier op my hart lê, as om elkeen van u uit te daag, om te sê, gaan jy verantwoordelikheid om te sê, Here, dit stop hier. As 'n plek waar die heerlikheid van God in hierdie plek so moet deurbreek, dat dit 'n plek is van, almal sal weet, Jesus Christus is hier. En wat belangrik vir my vanoggend is, dat ons 'n bietjie kyk, ek het dit nie as 'n PowerPoint punt gemaak nie, ek wil deur die geskiedenis gaan, ons gaan eers lees, Daniël hoofstuk 9, en dan gaan net vanaf vers 21 af lees. En hy sê, terwyl ek nog besig was om te bid, het Gabriël, wat ek in die eerste visioen gesien het, aan my toe gekom. Dit was teen die tyd van die aandoffer gebring word. Hy het my ingelig en vir my gesê, Daniël, ek het na jou toe gekom, sodat jy insig kan kry en verstaan. Reeds toe jy gebid het, is ek beveel om te kom om vir jou te verduidelik. Jy is kosbaar vir God. Ek wil net vanoggend jy sal weet, jy is kosbaar vir God. Jy moet verstaan dat wanneer God na jou kyk, sien hy iemand geskapen as 'n beeld. Jy is 'n skape na die plek wat hy sê, ek het jou geroep, jy het 'n roeping op jou lewe, jy het 'n verskil om te maak. Jy het 'n lewe om te leef en iets binne gesit om te sê, jy weerspieël Christus in hierdie omgewing. Nou ek wil vanoggend dat jy sal kyk na jou eie selfbeeld, en as jy dalk vir jouself seker sins kwalifiseer oor wat ook al die situasie mag wees, is om dit te stop, want God kyk anders na jou as wat hy na jouself kyk baie keer. Kan jy vanoggend opstaan, jy gaan dit baie hoor om te sê, ek sal die held wees wat 'n verskil sal maak in hierdie gemeenskap. En as jy luister na die verduideliking, sodat jy kan verstaan waaroor die visioen gaan. En hy sê tye van 70 eenhede van 7 is vasgestel vir jou volk en vir jou heilige stad om die onregverdige dade tot 'n einde te bring. Hoor mooi, en die oortreding te beëindig en die sonde te versoen, geregtigheid sonder einde te bring. Dis wat Jesus kom doen het. Ons gaan nou daarby kom. En Daniël weet nie mooi wat die engel vir hom verduidelik nie. Hy weet hier gaan iets gebeur in die toekoms en daar's 'n sekere tydperk vir dit. En hy sê in die visioen en die woorde van die profeet te vervul en die allerheiligste plek in te wy. Weet en verstaan dit, vandat die bevel uitgegaan het om Jerusalem te herstel en te herbou, totdat die gesalfde leier kom, is daar 7 eenhede van 7 en nog 72 eenhede van 7. Dis nou jaarweke wat ons nie op gaan ingaan nie. Jerusalem sal herstel word en sy strate watervoor herbou word onder moeilike omstandighede. En dis wat gebeur het. En na die tyd van die 72 eenhede van 7 sal die gesalfde leier doodgemaak word. Hy sal niks besit nie. Die stad en die tempel sal vernietig word wanneer die koning en sy leer daar kom. Ek wil graag vanoggend vir jou sê is dat God se koninkryk skiet tog, is nie onder aanval nie. Hy is besig om te doen wat hy sê hy sal doen. Die eerste ek het net om te wys, onder Esdra gaan die eerste groep mense terug na Daniël se gebed. Daniël leef so 605 voor Christus. Hy bid, hy staan voor God, dis Here, hierdie ding moet gebeur. 458 voor Christus wek deur hy Esdra op. Hy begin bid. Hy sê ons moet teruggaan. Hy praat met die koning, Medes en Perse, en dan gaan hulle herbou die tempel. Nehemia begin bid. Here roer hom. Ek meen, hy bring die volk terug 433 voor Christus. En alles wat Daniël gesien, wat die engel gesê het, wat moet gebeur, is besig om te gebeur. Jerusalem word herbou onder moeilike omstandighede. Ken jy die storie as jy Nehemia lees? Daar's 'n klomp uitdagings wat jy moet vat. Ouens wat wil saamwerk, ouens wat wil sê maar julle kan nie dit doen nie. Wat die koning gaan bestorm en sê oor hierdie ons is besig met rebellie en allerlei goeters, maar wat gesê is besig om te gebeur. God word nie gekeer nie. Verder gaan ons en hy verwys daar na iemand. Jerusalem is herbou, jare gaan verby en daar's bergtoppe van profesie. Ons sien net die hoogtepunte. Jerusalem word herbou, nou loop hier honderde jare verby. Skielik word 'n vors opgewek. Jesus word gebore volgens hulle datums 404 voor Christus. Of 4 die jaar 0 en dan 4 voor Christus, so daar so staan. En daar staan van 'n vors wat sterf met niks nie. Jesus het niks besit nie. Hy het nie sy huis besit nie. Maar wat gesê het, die versoening van ongeregtigheid, die versoening van sonde vind in hom plaas by die kruis.
Jy verstaan hoeveel goed God gesê het vir Daniël, dis wat gaan gebeur, sê die engel vir hom. En God was nie gekeer nie, alles het uitgewerk soos hy te bepaal het. En Jesus kom en hy verduidelik vir die klomp disippels, hy sê, luister, hierdie stad gaan vernietig word. Nie een steen van hierdie tempel gaan op mekaar staan nie. 70 jaar later, na Jesus se kruisig is, word die stad Jerusalem vernietig. En Jesus praat vir die tye van die nasies, tye van die heidene, wat sal kom. En alles gebeur presies soos wat profeties daar gesê is. Ek wil net vanoggend, wat ek wil hê moet hoor is, ons God weet wat hy doen. En wanneer goed skeefloop, wanneer goed op mekaar het baie keer, as kyk in die wêreld op hierdie stadium, is 'n onstabiele plek. God weet wat hy doen. En hy is hier, om oorwinning te bewerkstellig in ons midde, hier waar ons nou is. Hy soek jou om op te staan, om jou plek in te neem. Ons gaan net 'n bietjie daar praat, bietjie dieper. Skus tog vir daai een. En die tye van die nasies begin, toe Jerusalem vernietig is, en in 48 word Israel herstel, soos die profesie gesê het, God bring sy mense terug. Die mees interessante van daai tyd was, is dat al die Jode wat geroep is, het rooi mure gehad, hulle wou teruggaan. Toe die ystergordyn val, 2 miljoen Jode klim op vliegtuig, hulle gaan terug Israel toe. Dis asof God hulle trek, as iets om te gebeur, hulle kom terug na hulle land toe, want dis waar hulle moet wees. Dis roeping, dis hulle lewe. En 1950 word Jerusalem die hoofstad van Israel, en nou bestaan al 70 jaar. God was nooit gekeer deur iemand anders nie. Die hele wêreld rondom Israel is moslimnasies. Was deel van die Ottoman Ryk gewees. Hulle het alles gedoen om te keer dat hierdie klein volkie gevestig word. 70 jaar later oorheers hierdie klein volkie, wat onbeduidend was, die hele Midde-Ooste. Ek gaan nie verder die profetiese woorde ingaan nie, daar is so baie wat ons kan sê, wat ek wil hê vanoggend dat jy moet hoor is, wanneer God aan die werk is, kan niemand omkeer nie. God is aan die werk in hierdie gemeente. Niemand kan omkeer nie. U is hier, omdat God hier is. U is hier, omdat daar 'n keuse jy gemaak het, om te sê, hier sal God iets doen. En toe ek ruk terug, hiermee praat oor hierdie gemeente, hy sê, dit is 'n pilaar in hierdie gemeenskap en die omgewing. En daarom is ek hier, met opgewondenheid, om te sê, God is hier, dit is 'n pilaar, wat hy besig is om te vestig, en alles sterker te maak, sodat die mense aan die buitekant kan sien, Jesus Christus leef. En 'n gemeente bestaan net 'n gebou nie, maar bestaan uit mense. Bestaan uit jou en my. En nou lees ons in 1 Korintiërs waar Paulus skryf, hy sê al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, dis opgeskryf as 'n waarskuwing op ons, op die eindes van die eeu gekom het. Daarom meen dat hy stam moet oppas, dat hy nie val nie. Ons kyk terug na 'n geskiedenis, waar ons kan sien, God se profetiese woord het in vervulling gegaan. Nou kom 'n plek waar hy sê het, ek stig my kerk. Of van ons dele. So 2000 jaar terug gebeur daar iets in die wêreld. En voor ons daarby kom, wil ek graag hê vanoggend dat jy sal kyk na hierdie skrif. Daar is 'n totale skuif na die kruis wat plaasvind. 'n Totale skuif van wette wat ons moet vashou na 'n wet wat in die hart geskryf word deur die Heilige Gees. Jesegiel profeteer dit. Nou is dit so 3000 jaar later. En hy sê, dan sal hy skoon water giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede, van al julle drekgode sal ek julle reinig. Ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees op julle binneste gee, sodat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Ons het nie meer 'n offeraltaar nie. Lees ons in Hebreërs. Ook die Heilige Gees gee ons getuienis. Nadat hy voorheen gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit, en daar spreek die Here. Ek sal my wette in julle harte en die verstand sal ek dit inskrywe. Aan julle sondes en ongeregtighede as dit nooit meer dink nie. Waar daar vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer oor vir die sonde nie. En baie belangrik om te verstaan vanoggend is dat God skryf sy hart in jou, as hy weet in jou hart.
Daar's nie 'n ander offer wat geneem kan word nie. Dit is klaar vergewe, vrygespreek. Hy rig jou op sodat jy kan weerspieël wie Jesus is in die wêreld daar buite. Ekskuus tog, ek het nog nie gehoop ek gaan nog nie hoes vanoggend nie. Maar ek wil vanoggend nou kom en ek wil hierdie ding vir jou sê vanoggend is wanneer die Heilige Gees by elkeen van julle verbyloop, sien hy wat Christus in jou hart geskryf het. Hy kyk nie na of jy perform of jy gedragte is nie. So stap hy by elkeen verby en jy is gekwalifiseer deur Jesus deur wat hy in jou hart geskryf het. Jy is my kind, jy is my dogter op wie ek baie trots is. Dis die eerste wat hy geskryf het in jou hart. Nie 'n klomp performance nie. So wanneer ons praat van wette, praat ons van 'n wet van liefde. En die eerste boodskap van liefde wat hy vir jou gegee het was om te sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde. Ek het jou lief soos jy is en wie jy is. Dis God se hart vir jou vanoggend. En ek wil dat jy vanoggend sal weet is dat daai wette ontvou heeltyd. Soos jou verhouding met God gebou word, soos jy nader aan hom beweeg, soos jy groei geestelik, begin hy sy lewensbeginsels in jou hart skryf. En daai oortuiging maak dat jy 'n kind van God bly en loop en ander met liefde kan hanteer. En vanoggend belangrik om hierdie ding vir jouself vas te maak. Ek wil hê vanoggend met jy weet dat ons gaan 'n nuwe seisoen in. En wat die Here profeties met begin deel is, die hele kerk praat nie van een gemeente nie. Die kerk in Namibië is besig om in te skuif na 'n plek waar hy sê, ek wil weer my kerk terugkry by die plek waar my heerlikheid alles is waar dit sal gaan. Dit beteken daar's 'n dieper oorgawe wat in jou hart sal begin druk van vanoggend af. Ons het almal idees en planne. Ons almal het ons voorkeure en afkeure van hoe ding moet lyk, wat moet gebeur, hoe dinge moet verloop. Wat ek wil vir jou sê is dat die Here sal begin om met jou te deel om te sê, laat gaan dit wat jou voorkeur was, sodat my naam verheerlik kan word. Hy gaan jou hart begin skryf, wat moet jy doen? Wat is jou roeping? Waarom is jy hier so? Hoekom is jy hier? Hoekom sit jy hier vanoggend? Is dit net om 'n diens by te woon? Of kan jy vanoggend sê is dat God roep my om 'n held te wees? Daar's geslagte wat verbygegaan het. Daar's mense wat nie meer hier so is nie, maar jy is hier. Daniel was 'n ou man, maar hy het besef, hier's 'n ding wat moet gebeur, neem my verantwoordelikheid op. So ek met die ou garde praat. Ek het myself, ek staan moeiliker op in die oggend, jy verstaan, ek spring nie meer uit die bed uit nie, jy verstaan, jy spring nou so en dan voel jy maar, jy's 'n paar goed wat nou. Maar weet jy wat? God is nie klaar met jou nie. Hy roep jou op om te sê, ons gaan 'n verskil maak hier. Ek is reg om te dien. Gaan jy 'n plek inneem in hierdie gemeenskap van gelowiges om te sê, ek gaan nêrens heen nie, ek gaan 'n verskil maak. En wat ek hier is, sal God se heerlikheid hier val. My ding is, nee, maar kan nie wees nie, maar ek is so vleeslik as dit, weet jy wat? God kyk nie na jouself soos jy na jouself kyk nie. As ek sien jou as 'n man en 'n vrou wat ek roep om my gees te vat en my te verteenwoordig. Jy het daar die Heilige Gees binne jou. Ek kan net sê, Here, wat moet ek doen? Hy gebruik jou soos jy is. En ek wil vanoggend by hierdie punt begin stil staan. Ons kan nie oorwin word nie. Jy het daaraan gedink? Hoeveel keer het jy na jouself gekyk en gesê, ek faal eintlik? Hoeveel keer myself gesê, man, jou idioot, jy verstaan, jy het alweer droog gemaak, jy is alweer 'n mislukking. Nou kom Jesus en hy sê hierdie vers, Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Is dit jou verklaring vanoggend? As nie is, dit beteken dat ons moet jou uitroep, dat ons saam met jou bid, dat jy hart vir die Here kan gee. Is jou verklaring vanoggend, Jesus Christus is die Seun van die lewende God. Dan gaan ons verder en sê Jesus, en hy sê, jy's Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, op jou verklaring, die rots waarop jy staan van Jesus Christus, is die Seun van God. Beteken dit, jy kan nie oorwin word nie. Ek wil hê vanoggend hier, daai sal vasmaak in jou hart. Jy is onoorwinlik. Die vyand kom met leuns,
Hy is heeltyd besig om mense te diskwalifiseer. Sê, you don't have it, jy maak dit nie. En al wat ons het in jou kop prent oor jou foute wat jy herinner aan. Terwyl God sê, ek het my gees in jou geplaas, jy is 'n oorwinnaar. Staan op en maak 'n verskil. Is nodig vir jou om hierdie boodskap te vat vir oggend en jouself weer uit te daag om te sê, Here, wat wil jy moet ek doen? Waar gaan ek myself uitleef? Wat kan ek doen? Wat geniet ek om te doen? Ons is nie almal dieselfde nie, ons doen nie almal dieselfde goed nie, maar een ding, jy het iets om te doen, jy het 'n verskil om te maak. Al is jy net iemand wat mense met drukkies verwelkom. Ons is so 'n vrou daar in die gemeente, ons noem maar ons daar gedoop die drukkie generaal. Jy verstaan, al wat jy kom nie by haar verby nie, maar jy verstaan, nou probeer ek dos, as daar wag sy weer daar buite, sê vir my, jy het nog nie jou drukkie gekry nie. Wat gaan jy doen? Wat leef jy uit? Anders bemoedigers, ons prakties is by die koffie en die tee en al die goed. Ek wil jou opwek vandag om te sê, jy het 'n verskil om te maak. Ons is besigheidsmanne, besigheidsvrouens wat die geld inbring, wat goed moet doen. Verstaan, so daar's al vir elkeen 'n plek in die kerk. Wanneer jy opstaan sê, Here, ek neem my verantwoordelikheid op. Kyk wat gebeur, die verskil wat dit maak. Eendag sit ek en ek bid oor 'n ding en die Here vat my daar na die boot toe. Nou, ons ken die verhaal van die Jesus met sy disippels in die bootjie en dan kom die storm. Die disippels se prentjie was, ons gaan vergaan, hulle ken die see, hulle weet hoeveel bote hulle op die bodem van die see as gevolg van die storms. En hulle skud Jesus wakker, Here, kan U nie, gee nie omdat ons vergaan nie. Hy stop en maak die storm stil. Die volgende oomblik is hy aan die ander kant. En die Here vra vir my, hy sê vir my, hy sê van daai boot was eintlik onsinkbaar in die storm. Want my missie was nog nie voltooi op aarde nie. Nou wat ek vir jou sê, Jesus Christus is in jou. Dit beteken jou boot is onsinkbaar. En solank as vir die Here vir jou 'n werk gegee het, 'n missie gegee het om te doen, is jou boot onsinkbaar. Hy vat jou deur tot aan die ander kant. Jy kan nie sink nie. Storms gaan kom, ou gaan 'n bietjie van koers af, jy kom terug, jy doen wat jy moet doen. Ek wil jy uitdaag vanoggend om te jou plek in te neem van ek is onsinkbaar, want Christus is in my. Ons wil reg begin dink oor wat moet gebeur. Ons het gesag. En hierdie skrif is baie belangrik. Nou sê hierdie vertaling, I shall me tell you whatever you as a church bind on earth. En ek wil dit mooi hoor, is nie die individue nie. Dit gaan oor hierdie gemeente wat sê, Here, ons neem gesag oor wat hier gebeur in hierdie stad. Ons sê elke onrein ding bind ons en ons maak los. Wat hy sê, whatever you loose on earth will in heaven be held as loosed. Ons wil 'n seën losmaak. En wat deur so die gebed wat gebid is hier. Ons as gemeente seën hierdie gemeenskap. En wat gebeur is, hulle het geen keuse nie, hulle gaan verander. Ek het so daaraan gedink. Dis die gesag wat hierdie gemeente het. Receive this truth. Whatever you forbid on earth will be considered to be forbidden in heaven. Whatever you release on earth will be considered to be released in heaven. Again, I give you an eternal truth. As if 2 or 3 agree to ask God for something in a symphony of prayer, my Heavenly Father will do it for you. Wat is ons droom? Ons sal sien 'n gemeenskap wat deurbreek. Beteken ons staan op as 'n gemeente en sê, Here, ons maak 'n seën los. Maar ons kom staan teen elke werk van die bose, wat hulle ook al wil doen, hoe dit ook al lyk is, ons bind daai goed vas. Wat doen die Here? Hy stuur sy engele. Want ons hier in die ooreenkoms kom, en in saam staan, ek het in Engels dit gesit, oor dit te beter stel as die ou vertaling, in Afrikaans. Ek wil vanoggend met jy weet, is dat jy is deel van hulle, wat besig is om te wen. Moenie kyk na die verlede, en heeltyd omkyk vorentoe loop nie. Kyk na wat God besig is om te doen. Dis wat Daniel gedoen het. Ons is kragtig. En die disippels wil weet, wanneer Jesus weer kom, hy sê, dit kom julle net toe om die tyd of geleenthede te weet, terwyl die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar jy sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, en jy sal my getuies wees. En jy het alreeds krag ontvang om 'n getuie te wees. Getuie beteken wat jy leef, maak jy verskil.
Baie ding mense gaan net oor om die evangelie te preek en al die goed. Weet jy wat? Baie keer is jou lewe 'n sterker boodskap as wat jy sê. En ene wat die Here vir my met my deel op hierdie stadium sê wat hy besig om te doen, is reg oor die wêreld, is hy besig om weer die kerk op te rig, om weer, ek gaan dit in Engels noem, 'n powerhouse te word, om 'n kraghuis te wees, waar sy heerlikheid weer is, soos dit was in tyd van oud. Maar het mense nodig, wat sê Here, hier is ek, vorm my. Ons het 'n sending gehad in Frontline Fellowship, jare gelede, was 'n deel van die sendingorganisasie. Hy sê, we are not the best, but we are available. En vandag nog, is ek steeds nie die beste nie, maar ek is ten minste beskikbaar. Here, as jy my wil gebruik, ek is hier. Ek wil jou uitdaag om dieselfde ding te kan sê vir jouself. Ek mag dalk nie die beste wees nie. Ek is nie die professor wat kan preek en die goed doen. Ek ken nie my Bybel op my kop uit nie, maar ek is beskikbaar. Kan Here sê vandag is, jy sê Here, ek is beskikbaar, dat U my kan gebruik. En hy sê ons sal wonderwerke doen. Wanneer jy beskikbaar is, doen goed, wonderlike goed deur jou. Wonderwerke sien ons baie keer as net iemand wat uit die dood uit opstaan, siekes wat gesond word, weet jy wat? Waar jy liefde deel, en mense hoop gee, is daar 'n wonderwerk. Waar jy iemand uitdaag om te sê, kan jy hart vir die Here gee, dis 'n wonderwerk. Ons is so vasgevang in 'n prentjie van net hierdie blokkie, dit moet gebeur. En onmiddellik diskwalifiseer ons onsself om te sê, maar ek kan nie dit doen nie. Wel, jy kan. As jy die persoon wat 'n passie het om iemand op te tel en te sê, ek loop die pad saam met jou totdat jy herstel is. Jy sien hoe daai persoon hoop kry, opstaan, lewe kry, rigting kry en 'n nuwe skepingsdoel in 'n lewe ontdek. Dis 'n wonderwerk. Kom ons begin die Here te vertrou. Die Gees van God jou sal gebruik waar jy is om 'n verskil te maak. Want die Gees van God is in jou. En hy word net beperk deur jou denke. As jy sê ek kan nie, dan kan jy nie. As jy sê ek kan, is die Heilige Gees daar om te sê ek is reg. Ek is daar om jou te steun, jou te ondersteun, saam met jou te werk en deur jou te werk. En wag 'n bietjie. Ek lag nou daar vir 'n ou. Hy sê vir my, man, hy sê ek het vliegtuie gevlieg. Ek het geen hoogtevrees gehad nie. Nou is ek 'n ou man, ek klim nou dag in die windpomp op, toe ek al bo sit, klou ek daar vas en wonder ek hoe gaan ek nou afkom. Hy sê skielik het ek hoogtevrees. En met die spottery met die ouderdom en die goed, dan sê hy, maar weet jy wat? Jy het nog steeds iets om voor te leef. Jy kan 'n verskil maak. Ek wil net met jou hoogtevrees afgooi vanoggend. Want die Heilige Gees wil jou opvat. Maar hoër hoogtes toe. Wil jou opvat na 'n plek waar jy meer kan doen, meer waagmoed kan hê, meer goed kan verskil kan maak. So as jy op die windpomp sit, kan jy sê, halleluja, ek is hoog. En die Here kan my gebruik om ver te sien, groot dinge te doen en 'n verskil te maak. So ek wil regtig hê vanoggend dat jy daai ding ter harte sal neem. Ons kan alles oorwin. Hierdie skrif is deesdae by my baie. Hy sê, hy het vir my gesê dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van lewe. Verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Ek sal vir hom 'n God wees, hy sal vir my 'n seun wees. Nou ek wil hê vandag dat jy hierdie ding sal vasmaak in jou hart. Dat jy sal weet, God het 'n verwagting dat jy sal oorwin. Hy het 'n verwagting dat omdat hy alles vir jou gegee het, jou in staat stel dat jy oorwinnend sal dink en sal sê, maak nie saak wat my tekorte is nie, ek sal oorwin. Dan word jy iemand wat hy sê, ek is trots op jou. Hy het alles gedoen, maar hy roep jou tot vanhoring vanoggend om te sê, dit is jou beurt. Gaan jy in jou harte besluit om te sê, niks van die wêreld kan my onderkry nie. Niks kan keer die Christus binne my nie. Ek is onsinkbaar, want Jesus is in my. So omstandighede kan nie my kop onder die water indruk en daar hou nie. Is jy reg met my? Ek wil hê vanoggend dat jy daai keuse sal maak om te sê, Here, ek kies om in hierdie seisoen, jonk en oud, of jy vandag 14 is, of 85 is, ek kies om deel te wees
van 'n wenspan wat 'n verskil gaan maak, wat die heerlikheid van God gaan inbring in hierdie plek. Ons het ons omgewing hier. Jy kan later 'n verskil maak, miskien in Kambodja of 'n ander plek, maar vanoggend wil ek jou uitdaag om te sê, gaan jy oorwin? En gaan jy 'n oorwinningsmentaliteit begin hê? En nie omkyk om te wonder, wat was nie, maar om te sê, wat is aan die kom? Wat is besig om te gebeur? Kan ek deel wees daarvan? Kan ek deel wees van 'n triomftof van Jesus Christus? En ek wil afstem met, dit beteken, jy moet ander keuses maak. Jy moet aanpassings maak. Jy moet gesit en sê, wat was, is verby. Die toekoms verg aanpassing. Hulle sê dat vroeër jare kon hulle die ekonomie, wêreldekonomie, vir ten minste 10 tot 15 jaar vooruit voorspel. Hulle sê op hierdie stadium kan hulle maksimum 5 jaar vooruit voorspel hoe lyk 'n wêreldekonomie. Die ander wêreld is so vinnig veranderend. Jy kan nie agterbly wanneer die gees van God beweeg nie. Hy wil hê jy moet saamkom. Beteken, laat los die goedjies wat jy gedink het, dis belangrik vir jou. En sê, Here, waarheen gaan ons? Ek gaan saam. Weet nie vir jou nie, maar ek gaan saam. As liedjie wat sê, wie wil saam gaan? Wie wil saam gaan? Wie wil saam gaan hemel toe? Maar ek wil sê, wie wil saam gaan op die journey wat God het vir die gemeente? Ek sien jou vandag met 'n kapasiteit die binnekant wat God gaan vergroot, om 'n verskil te maak wat jy weet, jy het dit binne in jou. Jy kan dit doen. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons kan weet vanoggend, U is oor ons super opgewonde. Ons is 'n skape na U beeld. Ons het die Gees binne in ons. U wette is op ons hart geskrywe. En dankie Heilige Gees, dat ons vanoggend kan sê, ek kies om te oorwin, want U stel my in staat. Ek kies om 'n verskil te maak in dit wat ek het, want U stel my in staat. Ek sien elkeen Here vanoggend in hierdie gemeente om hulle plek in te neem en te hardloop met dit wat U gesê het, dit is hoekom U hier is. 'n Positiewe bouwer te doen in Jesus se naam. Amen. Mag jy vreugde groot wees en mag jy hardloop en nooit moeg word nie.